JMath. Som tot oneindigheid of infinity is die laaste formule wat jy leer in hoofstuk 1 in matriek. So dit het 'n heeltemal 'n nuwe formule en eerlikwaar is dit die maklikste een van die formules. So hierdie gebeur net met meetkundige reekse. So ons noem dit konvergeer. En dit is wat daai tweede stukkie sê, as R lê tussen -1 en 1. Dis die enigste tyd wat jy som tot oneindigheid mag gebruik. Nou die vraag oor hierdie is nie te gekompliseerd in eksamens nie. Hulle kan mens nie regtig te veel uitvang met 'n som tot oneindigheid nie. So hierdie is vriepunte, maak net seker jy verstaan dit. So kom ons kyk gou, hoekom konvergeer iets of wat beteken dit? So som tot oneindigheid beteken ek gaan aanhou om goed by te tel tot infinity toe. Ek kan nie sê 20 terme, 100 terme, 1000 terme nie. Ek gaan aanhou goed bytel. Nou baie mense sal dan sê maar jou antwoord moet meer wees as jy 10 goed bymekaar tel, moet die antwoord minder wees as wanneer jy 100 goed bymekaar tel. Nie regtig nie met som tot oneindigheid nie. So kom ons kyk gou wat hier gebeur. In die voorbeeld hier linksbo, begin ek met 'n 10, dan 'n 5, dan 'n 2.5 en 'n 1.25. So ek halveer elke keer die term of ek maal met 'n half elke keer om die volgende ene te kry. So die volgende term gaan 0,3 wees, 0,15. Dit word net al hoe kleiner en die desimaal word net langer of groter. So dit beteken al plus ek 100 van hierdie bymekaar, die desimaal gaan so klein wees met die laaste paar wat ek gaan byplus, dat dit nie die waarde mee gaan verander nie en die antwoord gaan stabiliseer op 'n sekere getal. En dis wat som tot oneindigheid is. So kom ons doen gou-gou hierdie twee sommetjies op die skerm en kyk wat sê dit vir my. As ek dan my lysie maak, gaan ek dan sê Sn, A, R en N. Nou Sn is wat ons wil uitwerk want daar staan net klomp plusse en hulle sal vir my vra wat is die som tot oneindigheid. So ek wil daai gaan uitwerk. A is 10, ons het gesien R is 5 gedeel deur 10, so dit is net 'n half. Nou wat is N? Ek weet nie wat is N nie, want hulle sê vir my dit hou vir altyd aan. So daar is nie 'n N nie of N is oneindigheid. En dis dan waar hierdie formuletjie inpas. So ek kan dan net sê S oneindig is gelyk aan 10 op 1 minus 'n half en die antwoord is 20. So wanneer jy hierdie gebruik, moenie skryf Sn nie, skryf S oneindig. Dis die formule wat op jou formuleblad sal wees. Nou, die ene aan die regterkant, hierdie is nou 'n snaakse patroon want nou wat op aarde maal ek mee want ek sit net 2 nulle by elke keer. So as jy dit gaan deel term 2 gedeel deur term 1, gaan jy sien dat R is dan eintlik, kom ons doen die sommetjie daai op 0,12 en jou sakrekenaar gaan vir jou sê R is 1 op 100 of 0,01. En dit val definitief in daai venster in van tussen minus 1 en 1, so ons kan die som tot oneindigheid doen. So as ek hierdie gaan doen, gaan ek dan net sê S oneindig is gelyk aan A op 1 min R. Jy kan enige van daai twee gebruik. Ek gaan sommer die desimaal gebruik. En as ek dit in my kop doen, as jy braaf is, gaan jy uitkom by 12 op 99, maar jou sakrekenaar gaan vir jou sê dit is 4 op 33. En dit is dan die som tot oneindigheid. Maak nie saak hoeveel terme ek nog by plus nie, dit gaan nooit meer as daai getal wees nie. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. In hierdie geval gaan ek sommer dadelik begin met die lysie. Hulle praat van die som tot oneindigheid, so ek kan klaar S oneindig inskryf, A en R, daar is nie 'n N in hierdie som nie. Vind A, so ek weet nie wat dit is nie, as die som tot oneindigheid 810 is en R 'n derde is. Dit is een van jou maklikste somme wat jy gaan kry. Gebruik net die formule, vervang in en dan gaan jy kan sien wat is A. So vervang dit in die formule, 810 is gelyk aan A op 1 minus 'n derde. Dit gee vir my 2/3, so 810 maal 2/3 is gelyk aan A, so A is 540. Nou gaan jy ook somme kry wat vir jou vra, wanneer sal iets konvergeer of is hierdie besig om te konvergeer, bewys jou antwoord. Al wat jy moet doen is, jy moet net R gaan uitwerk en sien, is jou antwoord tussen minus 1 en 1 vir jou R-waarde. So as ons kyk na die linkerkantste een, R is gelyk aan term 2 op term 1,
Dit is 'n half wat 0,5 is. As my R-waarde enigstens 0, iets is of minus 0, iets, dan gaan dit konvergeer. Die een aan die regterkant. So jammer, so ek kan dan sê ja, dit konvergeer. Reeks konvergeer. OK, een aan die regterkant, kom ons kyk weer. R is gelyk aan term 2 gedeel deur term 1. As ek dit dan net op my sakrekenaar insit, is dit minus 2/3 en dit is dan 0,66 repeterend. So ja, hy konvergeer ook. Die somme wat jy kan verwag in 'n klastoets of dalk in 'n eksamen gaan so lyk. Hulle gaan vir jou 'n algebra uitdrukking gee en dit gaan 'n patroon vorm en hulle gaan vir jou vra vir watter waardes van 'n sekere veranderlike sal hierdie reeks konvergeer. Baie belangrik is, jy die woord konvergeer sien, moet jy al klaar dink, ek gaan R moet uitwerk en ek gaan dit net sit tussen minus 1 en 1. So kom ons kyk, wat is R hier aan die linkerkant? R is gelyk aan term 2, 2p plus 3 kwadraat, gedeel deur term 1, 2p plus 3. Ek gaan 'n hakie omsit en net 'n 1 daarso sit. Want dan kan ek sien as ek vereenvoudig, gaan die onderste hakie gaan net die boonste kwadraat uitkanselleer. So ek weet nou R is net 2p plus 3. Nou vra hulle vir my, vir watter waardes van p sal dit konvergeer? Ek gaan dan R gaan invervang in hierdie formule. R het gesê is 2p plus 3, minus 3 aan beide kante, soos ons in graad 10 geleer het met dubbel ongelykhede, minus 1 minus 3, 2p, en dan 1 minus 3. So hierdie gee vir my minus 4, minus 2, so om p alleen te kry, moet ek nou net al twee kante deel met 2, en dit is dan my finale antwoord. So vir watter waardes van p sal hierdie reeks konvergeer? As p enigstens iets tussen minus 2 en minus 1 is, sal dit konvergeer. Kom ons kyk gou na een wat 'n titseltjie moeiliker is. So ek moet weer R kry, maar voor ek dit doen, gaan ek net gou term 2 en term 3 lyk baie dieselfde. Term 1 lyk vir my bietjie nie reg nie. So hierso gaan ek kyk, kan ek dalk iets gemeenskaplik uithaal? En ja, kan ek 4 uithaal. So dan word dit 3 minus p tot die mag 1. Nou lyk hulle in dieselfde formaat, nou gaan dit baie makliker wees om te werk. So R in hierdie geval is term 2 op term 1. En as ek vereenvoudig, die 8 gedeel deur 4 is 2, een van die hakies kanselleer uit, so 3 minus p bly oor. Vir watse waardes van p sal dit konvergeer? Minus 1 is kleiner as 2, 3 minus p, wat kleiner is as 1. Ek moet nou algebra om p alleen te kry in die middel, so ek gaan albei kante deel met 2. Dan lyk dit so, ek gaan die 3 weg minus, so hierdie gaan wees minus 3,5 minus p, en 'n half minus 3 gee vir my minus 2,5. Nou, jy kan met desimale werk, jy kan met gemengde breuke werk, dit maak nie saak nie, doen wat jy mee gemaklik is. Ek is eintlik meer gemaklik met desimale, so ek sal eerder sê hierdie is 3,5 en daar is minus 2,5, maar jy kan, in hierdie geval gaan jou juffrou nie omgee nie, solank jou antwoord reg is. Nou, ek wil nie minus p uitwerk nie, ek wil p uitwerk, so nou gaan ek deel met 'n minus. So daai gaan net 3,5 wees, daai gaan 2,5 wees. Nou hier moet nou baie groot rooi ligte aangaan. Onthou, van dat jy begin het met ongelykhede. As ek mal of deel met 'n minus, moet die teken flip. Okay. So daai is tegnies my finale antwoord, maar wees nice met jou onderwyser en jou merker, want dan gaan hulle nice wees met jou. Gaan skryf hom net oor van klein na groot en los dan dit as jou finale antwoord. So weer eens, wanneer sal dit konvergeer? As p tussen 2,5 en 3,5 lê. Ons sê julle, dit is som tot oneindigheid. Dit word nie veel moeiliker as dit nie. Ek hoop dit maak sin. Laat weet my. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.